Eerskomende Sondag vier ons die vensters hier agter ons. Dit is 140 jaar gelede dat het ingehuldig is op 15 Maart 1885. En ons gaan 'n bietjie nadink oor die storie van die vensters, oor die stories wat die vensters vertel, die stories wat oor die vensters vertel word. Dit het my laat dink oor die vraag, hoe kyk 'n mens? Hoe kyk jy na jouself? Hoe kyk jy na jou lewe? Hoe kyk jy na geloof en na God en na die wêreld? Hoe kyk 'n mens? En wat laat jou so kyk, soos wat jy kyk? As jy byvoorbeeld nou na die vensters kyk, kan jy sê wel, ek sien net 'n klomp stukke glas. En dit sou sekerlik 'n akkurate beskrywing wees, dit is 'n klomp fragmente glas. Maar jy sou ten minste tog sekerlik ook die kleur raak sien, die ryk juweelkleure van die venster. Maar as jy die vensters raak, die kleur van die vensters raak sien, dat jy nog nie regtig die vensters gesien nie, want die fragmente is so bymekaar gesit dat dit 'n prentjie maak, 3 prentjies. Een van 'n man wat 'n vrou groet, vrou op haar knieë, die man groet haar, die ander een van 'n man wat 'n dogtertjie aan die hand vat, 'n dogtertjie wat bedleend is, die middelste een van die man wat met sy hande oopgesprei en 'n klomp mans hieronder wat staan en kyk, wat verwonderd kyk. So as jy die prentjies kyk, dan sien jy al meer as net 'n klomp fragmente glas. Maar ons as gelowiges weet ons nou, die prentjies kom nie sommer van nêrens vandaan nie, prentjies kom uit die evangelie uit. Ons ken die storie wat die prentjies vertel. En dit laat ons ook al anders kyk as iemand wat nie die evangelie ken nie. Ons weet dis Jesus wat vir Maria Magdalena ontmoet na graf en kruis. Jesus wat die dogtertjie van Jairus opwek uit die dood. Jesus wat sy opvaar hemel toe terwyl sy disippels om verstom agterna kyk en moet gewoond raak aan die gedagte dat hulle moet wag op die Here terwyl hulle 'n lewe van getuienis en geloof en hoop en liefde lewe. So ons ken die storie agter die prentjies, die storie wat die prentjies vertel. Maar daarmee het ons nog nie klaar gekyk na die vensters nie. Ons kan die vensters net sien omdat die lig skyn, omdat die lig deur die vensters skyn. En dit is altyd vir my opvallend as jy in die aand in die kerk is en is lig buite en donker, is lig binne en donker buite, dan sien jy nie die lig, sien jy eintlik glad nie die vensters raak nie, jy sien nie die prente nie, jy sien net sulke swart blokke. Die lig moet deur die vensters skyn. Ons sien eintlik die lig. Die lig laat ons sien. Daarmee is ek nog nie klaar gedink nie, want hierdie vensters is gemaak. Dit het nie van self daar gekom nie. Dit is gemaak deur mense, deur kunstenaars. In Londen gemaak, al daai jare gelede, deur Alexander Gibbs gemaak. En is daar gemaak en hiernatoe gebring en hier ingesit. En die rede hoekom ek dit beklemtoon, is omdat dit ook vir ons herinner daaraan dat God ons gemaak het om met handvaardigheid 'n getuienis uit te dra. Trouwens, die eerste keer wat ons in die Bybel lees van mense wat onder inspirasie van die Gees werk, wat die gawes van die Gees het, is dit mense wat goed maak vir die tabernakel, wat mooi dinge maak vir die tabernakel. So, mens kan ook die Gees se werksaamheid in mense se kuns, in mense se handvaardigheid sien in die vensters. Maar die vensters is ook met 'n rede gemaak. 2 van die stigterslede van hierdie gemeente, Johannes en Maria Bam, het Londen toe gegaan en daarvandaan hulle dogters na Hannover in Duitsland toe gestuur om afgerond te word, soos hulle destyds gesê het, finishing school toe te gaan. En twee van die dogters is toe binne letterlik 3 weke van mekaar af, is hulle oorlede aan maagkoors, Maria en Minnie. En die vensters is om hulle te herdenk. So die vensters praat van ouers se verlies, van hulle hartseer, maar ook van hulle geloof in Christus as die opstanding en die lewe. So hoe meer 'n mens kyk, hoe meer is daar om te sien. En dit bring my terug by die vraag, hoe kyk ons en wat laat ons kyk? Nou, Jesus in die bergrede gee vir ons 'n saligspreking wat gaan oor sien. Hy sê, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Matteus 3 vers 8. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Wat bedoel Jesus wanneer hy praat van mense wat rein van hart is? Nou kom ons begin by die woord hart. Ons dink gewoonlik aan die hart as die setel van jou emosies. My hart is seer, my hart is bly. So ons dink jou emosies sit in jou hart.
Maar in die Bybelse tyd het die mense eerder gedink jou emosies sit so 'n bietjie laer af in jou binnegoed. Soos wanneer ons sê my binnegoed bewe of my maag trek op 'n knop. Hulle het gedink jou emosies sit daar. Die hart was vir hulle iets anders. Die hart was vir hulle die kern van jou menswees. Daar waar jou diepste oortuigings, ja, jou diepste gewaarwordinge van die lewe, jou wil, jou keuses bymekaar kom. Jou hart kan jy amper sê is die stuur van jou menswees. Dit wat bepaal hoe jy kyk, hoe jy dink oor wat jy sien, watter besluite jy daaroor neem, op grond van watter oortuigings jy daardie besluite neem. Dit is jou hart. Nou wanneer is 'n mens dan rein van hart? Mense sou maklik kon dink dat rein van hart beteken amper sondeloos. Ek moet sonder sonde wees, en daar was al mense wat dit so verstaan het, wat sê, maar ons moet sonder sonde wees as ons God wil sien. Nou dit laat ons almal natuurlik met 'n probleem, want wie van ons is nou sonder sonde? Geen mens kan in hierdie lewe daarop aanspraak maak, dat jy sonder sonde is nie. So, ek dink nie dit is wat Jesus met 'n rein hart bedoel nie. Vir my is die beste verklaring van 'n rein hart, die een wat dit koppel aan die groot gebod, die eerste groot gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. 'n Rein hart is 'n hart wat God heelhartig lief hê, wat God heelhartig vertrou, 'n hart wat volkome aan God behoort. En dit is 'n hart wat bewus is van jou eie sonde. Trouwens, ek dink 'n reinhartige mens is baie meer bewus van 'n mens se sonde as iemand wat glad nie vir God lief het nie, want jy is bewus daarvan dat jy gedoen het wat God vir jou gevra het om nie te doen nie, wat God vir jou gesê het jy nie moet doen nie. So jy is bewus van sonde, maar jy is ook bewus van vergifnis en van genade, en juist dit maak jou liefde vir die Here soveel sterker, dat hy om Christus ontwil vir jou vergewe en jou reinig van jou sonde, jou skoonmaak van jou sonde. So 'n rein hart is 'n hart wat weet van genade, van God se genade vir ons en van God se liefde vir ons, en wat daarom sê, ek wil hierdie God, hierdie genadige God, wat my in Christus gered het, ek wil hierdie God met my hele hart lief hê. Dis waaroor my lewe gaan, dis die kern van my lewe. Nou wat beteken dit dan, as Jesus sê, dat die wat rein van hart is, vir God sal sien? Sommige skrifverklaarders meen, dat dit beteken dat ons eendag, na die dood, vir God sal sien. Soos wat die ou gesang gesê het, eendag sal ons geloofsvertroue ook oorgaan in aanskoue. Dit wat ons nou net in glo, sal ons dan van aangesig tot aangesig sien. Dit sê Paulus mos 1 Korintiërs 13. Hy sê, nou kyk ons in 'n spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag van aangesig tot aangesig. En dan is die bedoeling dat Jesus sê, as ons heelhartig op God vertrou, op sy genade vertrou, heelhartig lewe in liefde tot God, dan kan ons weet, die verlange wat ons nou na God het, sal eendag vervul word en ons sal God van aangesig tot aangesig sien. En ek dink dit is deel van wat Jesus bedoel. Maar ek dink nie dis al wat hy bedoel nie. Paulus sê tog ook, nou kyk ons in 'n spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld. Met ander woorde, hy sê ons sien 'n weerspieëling van wie God is. Ons sien God nie direk nie, maar ons sien die weerspieëling van God, en miskien verstaan ons nie heeltemal wat ons sien nie, en miskien kan ons dit nie heeltemal deurgrond nie, want God is groter as dit wat ons kan bid of dink of kan verstaan, maar ons sien tog iets van God se heerlikheid wat weerspieël word. Ons sien God indirek, en ek dink dat wat Jesus dan vir ons sê is dat as jou hart rein is, gaan jy al meer van God sien, van God se weerspieëling, van die weerspieëling van God se heerlikheid. Nou waar sien jy dit? In die eerste plek glo ek in Jesus self. Wanneer Jesus met sy disippels praat in die bergrede, dan is hy eintlik besig om vir hulle te sê dat as julle hart reg is, sal julle die weerspieëling van God se heerlikheid en God se liefde sien in my. In Jesus word die onsigbare God sigbaar op aarde, word die woord vlees, die woord van sy liefde en van sy trou, die skepingswoord, die lewenswoord, word vlees, word mens, word sigbaar, word tasbaar. In Jesus word God sigbaar vir ons. Maar ons glo ook dat Christus na sy hemelvaart, terwyl ons op hom wag, deur sy gees teenwoordig is in ons, en dat ons daarom die liggaam van Christus is, en daarom word die heerlikheid van God ook sigbaar in die liggaam van Christus. Met ander woorde, om dit eenvoudig te sê, ons sien God se heerlikheid ook weerspieël in mekaar se lewens. Wanneer ek met 'n hart van liefde kyk,
sien ek die liefde van God wat weerspieël word in ander mense. Nie omdat hulle volmaak is nie omdat hulle volmaak lief het nie, maar omdat ek besef, maar God het hierdie mens lief, en ek sien hierdie mens in die lig van God se liefde. Jesus sê aan die einde van die Matteus Evangelie dan ook, dat ons hom spesifiek sien in die mense wat in nood is. Ek was honger en julle het my iets te ete gegee, ek was dors en julle het my iets te drinke gegee. Ek was sonder klere en julle het vir my iets gegee om aan te trek. Dan sê hy, vir sover as wat julle dit vir die geringstes gedoen het, van my het julle dit ook vir my gedoen. So ons sien die heerlikheid van God se liefde ook in hulle wat ons liefde nodig het. Dis 'n manier van kyk. As 'n mens nou kan saamvat wat Jesus sê, geseënd is die wat rein van hart is, en jy verstaan dit as 'n hart wat God heelhartig lief het, dan sê Jesus vir ons, as jou hart gevul is met die liefde van God en jy antwoord op daardie liefde, sal jy God se liefde ook raak sien. Jy sal ook in God se liefde na ander mense kyk, na medegelowiges kyk, na mense in nood kyk, en jy sal God se liefde raak sien. Jy sal daardie liefde ook wil deurstraal na hulle toe, maar jy sal ook sien hoe God se liefde deur hulle na jou toe straal. Hoe jy na mense kyk, na medegelowiges, na mense in nood, ja, hoe jy na jouself kyk, word dus bepaal deur hoe jou hart is. Dis vir my die waarheid in hy is nen, alhoewel ek dink nie dis presies wat sy bedoel het nie, of is verseker nie wat sy bedoel het nie, maar is vir my die waarheid in haar woorde, as sy sê, we do not see other people as they are, we see them as we are. As ek na ander mense kyk en dink, jy kan nie liefgehê word nie, dan is dit omdat ek nie liefde in my hart het nie. As ek God se liefde in my hart het, as ek God lief het en ek kyk in die lig van God se liefde na ander mense, dan sien ek hulle as mense vir wie God lief is, en mense wat ek geroep word om lief te hê, om hulle lief te hê. Nou wil ek vir 'n oomblik terugkom na ons vensters. Die vensters wat 'n verhaal vertel van menslike verlies, van menslike hartseer, menslike soeke na geloof en na troos en na hoop, maar wat dan ook die evangelie verhaal vertel. Die vensters waardeur die lig na ons toe skyn. Een van die mooiste goed vir my van 'n kerk met sulke vensters, is dat jy in die oggend hier kan sit soos wat ek nou sit, en die son skyn van buite af en jy sien die vensters en hulle gloei letterlik met die lig van die son. As ek nou buitentoe gaan, dan sien ek nie daardie lig nie. Dan sien ek net sulke dowwe blokke. Maar as ek in die aand in die kerk is en die lig is aan, dan sien ek van binne dowwe blokke, en as ek buitentoe gaan, dan skyn die lig uit die kerk uit in die wêreld in. En dan sien 'n mens die vensters helder en duidelik en mooi en ryk, omdat die lig uit die kerk straal. En ek dink dit sê vir my 'n belangrike ding, dat die lig van God se liefde skyn in my lewe in, soos dit deur die vensters in die kerk inskyn, sodat dit ook weer kan begin uit my lewe uitstraal na ander. En dit dink ek is wat Jesus ten diepste bedoel met die woorde, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou hart reinig, sodat God se liefde tot in die dieptes van jou hart kan skyn. Mag die liefde van God die Vader dan in jou skyn en jou hart vol maak. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees daardie liefde by jou laat uitstraal na ander mense. Amen.